Goeiedag vriende, baie hartlik welkom by ons erediens. En my gebed vir jou is dat jy die Here se liefde en genade en sy uitnodiging vanoggend op 'n besonderse manier in jou lewe sal ervaar en ook dat jy positief daarop sal antwoord. Kom ons word saam stil. Ek kyk op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? Is daar hoop in die berge? Nee. Is daar lewe in die berge? Nee. Is daar 'n God in die berge? Miskien 'n God, ja, maar nie die God nie. My hulp kom nie van die berge af nie. My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat getrou bly en wat nooit laat vaar die werke van sy hande nie. Amen. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here, en ons word gegroet deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Vriende, kom ons loof aan die Here en ons sing 'n loflied lekker saam. Die Here is my vesting, die Here is my krag, hy is my bron en hy is my redder, die een op wie ek wag. Die Here is my voorspoed, hy sal vir my voorsien, soos 'n pa sorg vir sy kinders, gee hy meer as wat ek ooit sou kon verdien. Prys die Here, o my siel, prys die Here, want hy is goed. Prys die Here, als wat lewe, prys die Here. Prys die Here, o my siel, prys die Here, want hy is goed. Prys die Here, als wat lewe, prys die Here. Die Here is my vesting, die Here is my krag, hy is my bron en hy is my redder, die een op wie ek wag. Die Here is my voorspoed, hy sal vir my voorsien, soos 'n pa sorg vir sy kinders, gee hy meer as wat ek ooit sou kon verdien. Prys die Here, o my siel, prys die Here, want hy is goed. Prys die Here, als wat lewe, prys die Here.
Hy's my bron en hy's my redder, die een op wie ek wag. Vriende, ons is nog steeds by die gelykenis en ons kyk vandag na die gelykenis van die bruilof wat ons in Matteus 22 kry. Ek sal graag ook vir jou die Lukas 9 teks wil bylees, of die Lukas 14 teks wil bylees, as ook dan in Openbaring 19 is daar ook 'n gedeelte wat ek graag sal wil lees. So voordat ons dit lees, kom ons bid net saam. Here, dankie dat ons in die teenwoordigheid kan stil word, en dankie dat ons weet dat U hier is. Ja, ons het in die begin bely, ons hulp kom van U af. En Vader, ons wil nou op daardie hulp, wil ons staat maak. Heilige Gees, wil ons vra dat U ons gedagtes sal rig, in en deur ons gedagtes sal praat tot diep binne in ons harte, sodat ook dit wat ons hoor, ons lewens sal aanraak en verander. Ons vra dit en ons bid dit in Jesus se naam alleen. Amen. Matteus 22. Jesus het weer in gelykenisse met die mense gepraat. Hy het gesê, met die koninkryk van die hemel gaan dit soos met 'n koning wat vir sy seun 'n bruilofsfees voorberei het. Hy het sy slawe uitgestuur om die genooides na die bruilof toe te roep, maar hulle wou nie kom nie. Toe stuur hy weer ander slawe met die opdrag, sê vir die genooides, die maaltyd is reg, my beeste en vetgemaakte vee is geslag en alles is gereed, kom na die bruilof toe. Maar die genooides het hulle nie daaraan gesteer nie, en die een het na sy stuk grond en 'n ander een na sy werkplek toe gegaan. En party het sy slawe gegryp en mishandel en doodgemaak. Die koning het kwaad geword en sy leer gestuur om daardie moordenaars dood te maak en hulle stad aan die brand te steek. Toe sê hy vir sy slawe, alles staan klaar vir die bruilofsfees, maar die genooides was dit nie werd nie. Ga nou uit na die straathoeke en nooi soveel mense as wat julle teenkom na die bruilofsfees toe. Toe het daardie slawe uitgegaan op die straat en almal wat hulle gekry het bymekaar gemaak, slegtes sowel as goeies. So het die feessaal vol gaste geword. Toe die koning ingaan om na die gaste te kyk, sien hy daar 'n man wat nie bruilofsklere aan het nie. Hy sê toe vir hom, vriend, hoe het jy ingekom sonder bruilofsklere aan? Maar die man kon niks antwoord nie. Toe sê die koning vir sy dienaars, bind sy hande en sy voete vas en gooi hom uit in die diepste duisternis daar buite. Daar sal hulle huil en op hulle tande kners. Baie is immers geroep, maar min is uitverkies. Vriende, ek sal graag vir jou ook Lukas 14 se weergawe van presies dieselfde gelykenis wil lees. Daar's net so 'n element in van die verskonings wat ons nie so mooi kry hier in Matteus nie. So ek lees Lukas 14 vanaf vers 15. Een van die wat saam aan tafel was, het dit gehoor en vir hom gesê, gelukkig is die man wat aan die maaltyd in die koninkryk van God kan deelneem. Toe sê Jesus vir hom, daar was 'n man wat 'n groot maaltyd gegee het en baie mense uitgenooi het. Toe die maaltyd gereed was, stuur hy sy slaaf om vir die genooides te sê, kom, die maaltyd staan klaar, maar hulle begin almal die een na die ander verskoning maak. Die eerste sê vir hom, ek het 'n stuk grond gekoop, en dit is noodsaaklik dat ek uitgaan om daarna te kyk. Ek vra u verskoon my asseblief. 'n Ander een sê, ek het 5 paar osse gekoop, en gaan hulle probeer. Ek vra u verskoon my asseblief. Nog 'n ander een sê, ek is pas getroud, daarom kan ek nie kom nie. Die slaaf kom toe terug en vertel dit alles aan sy eienaar. Toe word die man kwaad en sê vir sy slaaf, gaan uit na die strate en gangetjies van die stad en bring die armes en krepeles en blindes en verlamdes hierheen. Later kom die slaaf en sê, meneer, u opdrag is uitgevoer en daar is nog plek. Toe sê die man vir die slaaf, gaan uit na die paaie en lanings, dring by hulle daarop aan om in te kom, sodat my huis vol kan word. Dit verseker ek julle, nie een van die mense wat genooi is, sal sy mond aan my kos sit nie.
Nou vriende, ons lees net tot sover. Die Openbaring teks sal ek nou saam met jou lees as ons daarby kom. Ek wil jou vertel van my broer. Rikus is so 10 jaar ouer as ek. Maar ek was toe omtrent net gebore toe dit gebeur het. Het hy 'n kinderpartytjie gehou toe hy omtrent 10 jaar oud was. En tot vandag toe sal hy vir jou sê, dis die partytjie wat hy nooit sal vergeet. Nou, as ek sy storie namens hom kan vertel, dan klink dit so. Dit was om en by sy 10de verjaarsdag. Al die maatjies is uitgenooi, en toe dit tyd raak, dat die maatjies moes kom, daag nie een op nie. Nie een nie. Almal het natuurlik 'n goeie verskoning gehad. Maar in plaas van dat dit vir Rikus 'n baie hartseer dag moes wees, het hy die strate ingevaar en al wat 'n kind wat hy in die straat kon raakloop uitgenooi om saam partytjie te kom hou. Tot vandag toe onthou hy dit en sal sy woorde wees, dit was my beste partytjie ooit. Nou wie sou kon dink dat sy storie amper woordeliks ook een van Jesus se gelykenisse in die Bybel is. En weer eens is dit 'n pragtige koninkryk van die hemel gelykenis, wat ons moet help om die hemel en die uitnodiging daarin beter te verstaan en te aanvaar. Geliefdes, God hou bruilof, sy seun is die bruidegom, en almal word uitgenooi na die bruilof. Maar om een of ander onverklaarbare rede, ag die genooides, dit nie belangrik nie. Nou as Jesus die gelykenis vertel, dan het hy natuurlik steeds die fariseërs, die skrifgeleerdes, die priesterhoofde in gedagte, maar ons moet eintlik ook sê dat hy eintlik die hele Joodse volk in gedagte het. Hulle is die genooides. Maar as die slawe uitgestuur word om die genooides te roep, dan ignoreer hierdie genooides die slawe soos 'n stopstraat. Hoekom? Wel, die godsdienstiges het in hulle arrogansie geglo, hulle is die bruilof. Alles draai rondom hulle. Wat 'n uitnodiging is dit nou hierdie, wat ons moet aanvaar? In die Matteus weergawe van die gelykenis is die arrogansie so groot, dat hulle die slawe doodgemaak het. Vir hulle was daar veel meer belangrike goed om te doen, as om 'n bruilof by te woon. Party het na hulle eie grond gegaan, ander het gaan werk. In die Lukas weergawe kry ons 'n klomp ander verskonings. Jammer, ek het grond gekoop en ek gaan nou uit om daarna te kyk. Verskoon my asseblief. Jammer, ek het 5 paar osse gekoop en ek gaan hulle nou uitprobeer. Ek vra u, verskoon my asseblief. Ek is pas getroud en daarom kan ek nie kom nie. Die mense vra so mooi verskoning, en die verskonings is alles eg en reg. Geliefdes, daardie uitnodiging staan vandag nog presies so. Ek wil graag Openbaring 19 vir jou lees, dan gaan jy verstaan hoekom sê ek so. Vers 7. Laat ons bly wees en juig en aan hom die eer gee, want die bruilof van die lam het aangebreek en sy bruid het haar daarvoor gereed gemaak. God het haar dit vergun om fyn helder klere aan te trek. Hierdie fyn klere is die regverdige dade van die gelowiges. Toe sê die engel vir my, skryf op, geseënd is hulle wat na die bruilofsmaal van die lam uitgenooi is. Verder sê hy vir my, dit is die woorde van God en hulle is waar. Sjoe, vriende, ons is die genooide gaste. Die bruilofsmaaltyd van die lam is hier.
Wat 'n heerlike vooruitsig. En hierdie fees is ewig en sal ons vir ewig in 'n staat van feesviering laat. Net bietjie verder in Openbaring van waar ons nou gelees het, sou ons lees dat in die hemel is daar geen trane meer nie, geen siekte nie, geen lyding of dood nie. Net die ewige fees saam met die ewige bruidegom. Maar net soos die genooide gaste in Matteus en Lukas, blyk dit dat nie almal dit aanvaar nie. Net hulle wat aan God toegewy is, aanvaar die uitnodiging. Die res is arrogant, so arrogant dat hulle glo dat hulle nie 'n bruilof nodig het nie. In hulle optrede vermoor en verneder hulle die slawe wat die wonderlike goeie nuus en uitnodiging moes bring. Vir ander was die bruilofsfees en die uitnodiging ongeleë. Dit pas nie nou nie. En daar's 'n klomp mooi verskonings. Ek is vas, ek is besig, ek werk, ek trou. Gits, alles wat die genooide gaste in Lukas as verskoning voorhou, is beslis nie verkeerd nie. Dis alles wat ons seker maar 'n anglisisme, maar in mooi Afrikaans sou gesê, dis alles legitieme redes. Die tiener sou sê, dit was legit. Maar selfs dit maak die koning kwaad. Hoekom? Want is tog realiteit dat sekere tyd nie vir almal gaan pas nie. Alles wat ons doen of wat die Here wil hê ons moet doen, is nie altyd geleë nie. Maar nee, sê die koning. En impliseer die teks, niks is so belangrik soos die bruilofsmaaltyd van die lam nie. Nie jou nuwe stuk grond, jou osse, jou troudag nie. In ons taal van vandag, jou planne, maak nie saak hoe eg en hoe belangrik, mag nooit groter wees as die bruilofsmaaltyd van die lam nie. Ons sou lees in Lukas 9 vers 59, hoe Jesus iets van hierdie selfde beginsel oordra. Hy vra die mense om hom te volg. En dan lees ons daar, en dan 'n ander sê hy, volg my, maar die persoon antwoord, Here, laat my net eers toe om my pa te begrawe. Ek wil nie eers daarop ingaan wat Jesus vir hom gesê het nie. Dat die dooies, hulle eie dooies begrawe. Nog een het gesê, ek sal u volg, Here, maar laat ek net eers my huismense gaan groet. En dan die skokkende antwoord in vers 62. Iemand wat die hand aan die ploeg slaan, maar aanhou omkyk, terugkyk na wat aan die gebeur is agter, is nie geskik vir die koninkryk van God nie. Liefdes, hierdie is 'n harde antwoord, maar ons kry dit in ons teks ook. Hier sê die teks net, die koning word kwaad. In Matteus stuur hy sy leers om die genooides dood te maak. Liefdes, vergeet vir 'n oomblik van die redes en die verskonings. Ek dink nie dis die punt in ons teksgedeeltes nie. Die punt is, dis 'n bruilofsfees. Die punt is Jesus. Ons word genooi na die seun en na die seun se reddende genade en liefde en verlossing, na die bruilofsmaaltyd van die lam. En so baie mense draai hulle rug daarop en dink verskonings uit. Ag, en kom ek val myself gou vir 'n oomblik in die rede. Asseblief, ek wil baie beslis nie kerkaktiwiteite en betrokkenheid by 'n gemeente verbind aan die bruilofsmaaltyd van die lam nie. Maar ek wil tog 'n interessante koneksie uitwys. 'n Bruilofsmaaltyd en hier die implikasie van die seun, Jesus, die bruidegom, impliseer natuurlik dat daar 'n bruid moet wees. En Openbaring help ons om te verstaan dat die kerk die bruid van Christus is.
Daarom is dit nie so ver gesog om te verstaan dat die kerk dalk juis die deure na die bruilofsmaaltyd en na die seën toe oopsluit nie. Natuurlik word ons nie gered deur die kerk nie. Ons word gered deur ons geloof in Jesus Christus. Maar daar is 'n bruilofsmaaltyd. En die bruilof is die kerk is die kerk die bruid wat die bruidegom ontmoet. Geliefdes, kan ek sommer maar net vandag in nederigheid dan sê, vanoggend is ek die slaaf wat gestuur is deur die koning, deur die eienaar, deur die pa, om jou uit te nooi. Die deure staan oop. Die bruidegom en die koning wag vir jou. Hy wil jou, soos in Psalm 23 sê, hy wil jou laat aansit aan die feestafel. Hy wil jou vir ewig in sy hemelse fees innooi. Moet asseblief nie die rug draai nie. Moenie arrogant wees en dink jy het nie die bruilofsfees nodig nie. Jy het nie die seën, die bruidegom nodig nie. Jy moet asseblief nie verskonings uitdink nie. Hoe eg en hoe belangrik jou verskoning ook al is nie. Jesus nooi jou. En nou kom ons by die tweede deel van die gelykenis. As niemand die uitnodiging aanvaar nie en selfs die slawe doodmaak, dan gee die koning en eienaar die opdrag: gaan na die straathoeke en nooi soveel mense as wat julle kan teekom. Goeies en slegtes. En hulle het uitgegaan en almal van die strate af bymekaar gemaak. So het die feessaal vol gaste geword. Lukas gaan egter verder en hy sê die slawe het teruggekom en gesê hulle het die opdrag uitgevoer, maar daar is nog plek. En dan sê die eienaar koning: gaan na die plekke ver van die hoofpaaie af. Gaan soek oral en dring daarop aan dat hulle kom, sodat my huis kan vol word. O, geliefdes, ek wil dit weer herhaal. Hy dring daarop aan dat hulle moet kom, sodat sy huis kan vol word. Vriende, wat 'n ongelooflike uitnodiging. En die realiteit van hierdie uitnodiging is, hier word van jou en van my gepraat. Die eerste genooide gaste was die Jode en hulle godsdienstige leiers. Maar hulle het die uitnodiging verwerp en die koning was kwaad. En hy sê dat hulle nie hulle monde aan sy bruilofsmaaltyd sal sit nie. Maar die wat van die strate af bymekaar gemaak is, die wat eintlik glad nie verdien nie, wat in Joodse taal heidene is. Met ander woorde, ons is begenadig om genooi en geroep te word. Trouwens, dis nou meer as net 'n uitnodiging. Dis 'n dringende oproep. Die koning dring daarop aan. Manne, vroue, kinders, tieners, jy is genooi. Moenie dat dit by jou verbygaan nie. Net soos my broer se kinderpartytjie met kinders wat op die straat voorgekeer is, sy beste partytjie ooit was. Net so sal die bruilofsfees vir jou en vir my ook onvergeetlik wees. Miskien net 'n laaste opmerking. Die gedeelte van wat ons gelees het van die persoon wat nie bruilofsklere aan het nie, is heel waarskynlik later bygevoeg en nie deel van die oorspronklike teks nie. Maar kom ek sê net vinnig. Die persoon is by die bruilof. Maar in sy hart wil hy eintlik nie daar wees nie. Geroep, uitgenooi? Ja, verseker. Uitverkies? Jesus sou dit graag so wou hê. Maar die persoon se hart was ver van God af. Hy wou nie
in sy hart daardie uitnodiging aanvaar nie. So in die taal van die teks, het hy nie sy bruilofsklere aangehad nie. So hy sou die lekker eet en die voordele van die bruilof wou ervaar, sonder om opreg die uitnodiging tot oorgawe volledig in sy hart te aanvaar. En daarom word hy uitgegooi. Geliefdes, om Jesus se uitnodiging nie te aanvaar nie, is nie sonder gevolge nie. Om sy uitnodiging met bymotiewe te aanvaar, is ook nie sonder gevolge nie. Moet daarom nie sy uitnodiging ligtelik opneem en daarmee omgaan nie. Dis regtig nie 'n verjaarsdagpartytjie van jou buurman na wie toe jy uitgenooi word nie. Dis die bruilofsmaal van die lam. Maak baie erns daarmee. Maak dit die belangrikste besluit van jou lewe. Mag jy ja antwoord op hierdie uitnodiging. En mag jou ja uit jou hart uit kom. Amen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons uitgenooi is. Ons kan nie eintlik in ons menswees genoeg dankie sê nie. Ons moet eintlik op ons gesigte voor U val en sê, Here, hoekom ek? Hoe is dit moontlik? Dankie dat U my van die strate af gaan haal het. Vader, mag ek vandag ook bid nog steeds vir Israel, vir 'n Joodse volk wat nog steeds nie die uitnodiging wil aanvaar nie. Mag ons ook bid dat hulle na U toe sal draai en die uitnodiging aanvaar. Here, ek dink in 'n gemeente en 'n gemeenskap in ons land en in die wêreld, so baie mense wat dalk daar is of daar rond is, maar wat nie die bruilofskleed aan het nie. Wat doodgewoon se hart nie by die uitnodiging is nie. Here, ek bid vir hulle. Ek bid vir hulle wat arrogant genoeg is om te dink hulle het nie die bruilofsmaal nodig nie. Hulle het nie vir Jesus nodig nie. Wat selfs dink dat hulle self die bruilof is. Ag Here, ek wil pleit by U dat U ons sal help om die erns van die bruilofsmaal te besef en die uitnodiging daarmee saam te besef. Vader, dat ons hierdie uitnodiging nie ligtelik sal opneem nie, maar dat ons met erns daarop sal antwoord, met hart en siel en gees, met ons hele wese. O Vader, is my gebed vir elkeen wat na hierdie boodskap luister, wat daarna kyk. Vader, mag ons ja sê en mag ons ja uit ons harte uitkom. Bewaar ons asseblief dat ons nie by hierdie uitnodiging verbygaan nie. Here, ons bid vir ons land, ons dink aan die verkiesing wat om die draai is. Ons bid vir 'n groot stuk rustigheid en vrede. Dankie dat ons dit vir U kan vra. Here, ons bid vir ons familiekuierfees, waar ons heerlik gaan kuier die 1 Mei. Ons bid vir baie voete, ons bid vir 'n heerlike dag. Vader, en ons wil graag U verheerlik in alles wat daardie dag gebeur. Mag ons ook as 'n gemeente U getuies wees en selfs 'n uitnodiging hê na elke persoon wat daarin stap. Here Jesus, dankie dat ons ook vir hulle kan bid wat siek is, wat deur operasies is, wat geliefdes verloor het, wat moeg en moedeloos is. Mag hulle ook beleef hoe U vir hulle toevou in die Vaderarms. Here, dankie dat U vir ons oneindig lief het. En dankie dat ons genooi is. Ons besef dit is 'n genade en 'n ongelooflike groot voorreg. Ons vra al hierdie dinge en ons bid dit in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Vriende, voordat ons hierdie lied saam luister en as jy dan wil saamste sing,
onthou asseblief van die 1 Mei. Dis 'n groot dag by ons. Ons wil graag lekker feestelik vier en saam kuier met ons familie en kuierfees, maar natuurlik is dit ook maar ons bazaar wat deel is daarvan. Maar kom kuier saam. Wees as gelowiges, al het jy nie dan 'n familie nie, kom kuier saam as deel van die feit dat jy deel is van God se familie. En dan 'n laaste groot uitdaging wat ek na jou kant toe wil gooi en vir jou mooi vra. Ons loot 'n bees uit. Nou dis baie, né? Ons praat van in waarde saam met die bewerking daarvan rondom R20.000. Wil jy nie asseblief 'n lootjie koop nie? As ons 1000 lootjies gekoop kan kry teen R50 'n lootjie, dan is ons al amper by 1/3 van ons bazaar se inkomste waarvoor ons begroot. So ons vra baie mooi, koop daardie kaartjie. En as jy dalk nog die uitdaging wil aanvat om te sê, ek wil 'n skaap wen deur die meeste beeslootjie kaartjies te verkoop, dan doen jy dit. So daar's 'n skaap op die tafel vir die persoon wat die meeste lootjies verkoop. Help ons daarmee en kom ons maak dit 'n grootse poging. Daar's nie baie tyd oor nie, ons het basies 2 weke oor, so kom ons laat waai en ons gee ons heel beste. Vriende, kom ons antwoord dan op die woord van die Here as ons saam sing, is 'n lied van Sidewalk Prophets, Come to the Table. Dis 'n uitnodiging en aanvaar daardie uitnodiging ook vandag. Vriende, kom ons sluit hierdie erediens af, maar deur die uitnodiging wat ons aanvaar het, gaan ons nou in die feesmaal van die lewe in, saam met Christus. Mag die liefde van God en die genade van ons Here Jesus Christus en die gemeenskap van die heiliges met ons wees en bly, as ons ook saam met ons Here Jesus in die feesmaal van die lewe ingaan. Vandag en môre, elke dag. Amen.
Vriende, mooi dag en ons sien uit om jou ook by die bazaar saam met ons te sien.